Ons like om te sê, daai ou sleg, hy kan geleer het, daai een kan universiteit toe gaan, daai een kan, luister nie, almal kan nie. Hier is een van daai getuienisse, wat nou maar net, ek raak jaloers as ek het hoor, ek sê nou daar in die bussie, God bless my gister en vandag geweldig met getuienisse, wat terugkom nou, na 25 jaar, 27 jaar, hou stuur nou net vir my, hy sê, 2 jaar terug, toe sê hy vir my, hou op, suip, en ek klaar met jou gepraat het, gegooi vir my dop, hy sê, hy loop so en die Here praat hardop, hy sê, het ek nie nou gepraat nie, en hy hou op drink, en hy is 2 jaar, sikke goed, maak 'n mens lekker, maar hoor hier, Chocho is by ons, hy is 'n student by ons, hallo? Ja, ek is 'n student by skool. Het jy tik gebruik en gesuip? Nee, oom. Hoor gou mooi, hoor nou hierso, hy het 'n mooi lewe gelei, né? Ja, oom. Maar jou pa kon net tot graad 1, standaard 1, is graad 3. Ja. Graad 3, is ek reg? Studeer, né? Yes, is so omroeis. Want jou omstandighede was so, jy kon nie verder leer nie. Hoor nou mense, ons kan by die huis sê net wat ons wil, maar daar's mense se omstandighede wat nou nie soos joune is nie. Ons like om te sê, daai ou sleg, hy kan geleer het, daai een kan universiteit toe gaan, daai een kan, luister nie, almal kan nie. Almal se ouers, ek is in 'n buitekamer gebore, nie in 'n, en ek het groot geraak, ook in 'n buitetoilet, tot matriek, so buitetoilet, het ek groot geraak. Ek het in 'n plek groot geraak, ons het 'n TV gehad, maar het op die sitkamer, op die kas gestaan, want ons die krag gehad het. Ja, hy is soet toe. En daarna getrek van plase waar hy gewerk het, en daar was nergens 'n skool wat vir hom kon onderrig gee in 'n taal wat hy kon verstaan nie. En dis ek maar nie kon aangaan nie. Dis ook 'n ding ons sy eie skuld nie, of sy ouers se skuld. Dit het net gebeur, hy moes gaan werk en daar was nie 'n skool wat hom kon bedien nie. Politicians moet luister hierna, hou op een taal onderdruk in 'n ander taal. Gee die mense Sotho, gee hulle Xhosa, gee hulle Tswana, gee hulle Afrikaans, gee hulle Engels, gee alle tale vir die mense. Maar hoor nou, staan jy hier. Nou, hoe oud is jy? Ek is 61 years nou. En jy is terug skool toe? Ek is terug skool toe ek leer. Om te lees en te skryf? Asseblief, ek wil leer en te skryf ook. O ja, ligtyd kos geld, ek het nie staan gaan. En jy's die onderwyser? Jep, ek is die onderwyser. Ek het nie onderwys geswat nie, my ma en pa is onderwysers en ek het by hulle geleer. En deur die jare het ek by 'n skool gehelp en ek het daar geleer, so ek kan nou hierdie man leer. Hoor hier, dis die stories wat die huisgenoot haal nie. Maar dis die stories wat die hemel haal. Ek wil vandag vir julle sê, raak betrokke in sending. In ons land, hier staan ons man, teen die teerpad is 200 meter van hier af, 300 meter. Vol gate, maar oké. Kimberley is hier so, wat? 5 kilometer, 3 kilometer van ons af. En die stories is hier so. Is dit nie mooi nie? Moet net nie afhaakie? Oké, prys die Here. Nog iets, enigiets? Nee wat, hy's 'n goeie leerling, ons vorder mooi. En ek kan nie wag dat ons volgende jaar vir hom sy eie Bybel gee en feesvier dat hy kan lees nie. En ek weet hy gaan nie net dit hy gaan mos nou evangelis word. Hy gaan die Bybel vat. Dit so omroeis, ek wil roeis, ek gaan na evangelis. Luister nie, maar nou gaan die Chocho spreek. Want hierdie man, moet ek vir jou die foto wys, hy's net nie nou naby nie. Op 'n plakkaat was hy 2 weke terug. Het hy gepreek, want hy is die ou wat die Sondag gaan preek. Mense, hier is die Chocho familie, bid vir hulle. Ek is so excited dat ek so bietjie deel kan wees. Hulle het hom gestuur na my toe. Hulle is die aandrywers van hierdie ding. Ek loof die Here vir dit in Jesus naam.